Wie van julle, behalwe ek, né? Want ek het al droog gemaak, maar soos in solid droog gemaak. OK. Jy al, as jy droog gemaak het, gedink, ek wens net, hierdie dag kan verbykom, né? Ek hoor dit baie keer, as al mense vir my sê, Marius, ek is so oor hierdie dag, né? Of Marius, ek is so oor hierdie week, want ek het net hierdie bad week gehad, of baie keer, dat soos einde verlede jaar, so 2025 November, het ek baie mense hoor wat sê, 2025 kan nou maar net gaan. Ons is nou oor 2025, mag 2026 nou net kom. En daar het nie veel verander toe in 2026 ingekom het nie, né? Die klok het net geslaan, poem, van 1 minuut voor 12 na 12 uur en nothing changed. Want omstandighede bly nog steeds omstandighede. Reality bly nog steeds reality. En ongelukkig, as die klok oorslaan na die volgende dag toe, of die volgende week toe, of die volgende jaar toe, verdwyn my probleme nie. Ek is nog steeds wie ek is, en so aan. So, ons kom op 'n plek baie keer wat ons voel, weet, as ek net 'n invloed op tyd kan hê, dat tyd byvoorbeeld vinniger loop, veral as jy by die werk is, né? En is 'n lang boring vergadering, jy wil net hê, kan dit nou maar Vrydagmiddag wees, kan ons nou maar net Chila en wegkom hierso. Moet dit nooit vir employers sê nie. Maar ons almal het al sulke goeders. En nou wil ek gou vir die volgende vraag vra. Wie van julle het al iets gedoen, 'n fout gemaak en dan start jy 'n oorlog? Behalwe Donald Trump, wie nog? Ja, so, baie keer, jy weet jy het daar gesegd al gehoor van that's how the fight started. Nee? As jy so terugkyk, dan dink jy by jouself, ja, ek het dit gesê en that's how the fight started, né? Ons almal het al ook 'n oorlog oorsaak, en bear with me, al hierdie goed wat ek nou sê het te doen met die preek, alhoewel jy dit nog nie glo nie. Maar daar kom baie keer in jou lewe, en enige getroude man sal weet, as jy baie keer goed sê, kan jy 'n oorlog begin. Maar ons almal het al op 'n stadium gekom wat ons so share wil sê, if I can only turn back time, né? Né? Baie keer wil 'n mens die tyd laat terugdraai, né? En ek weet nie of dit altyd moontlik is om tyd terug te draai, nie? So, dis nogal iets wat 'n ou baie keer wil doen, en sê, as ek net kan tyd terugdraai, gaan ek dit bietjie anders hanteer. Nou, dis presies waarmee ons vandag te doen het, in ons preek. So die tema van die preek vandag is, die son staan stil. So in ons reeks, voetspore wat bly, ons jaartema, is daar verskillende goeters wat in die Bybel voetspore in ons lewens gelos het, wat ons kan terugverwys op, wat ons kan gebruik. En die eerste reeks gaan oor natuurverskynsels. Verskillende natuurverskynsels. So jy kan dink aan natuurverskynsels, ek kan onmoontlik nie oor almal praat nie, maar ons het net so 'n paartjies uitgesoek, en so aan. So, een van die natuurverskynsels wat groot is as Jesus net vir 'n storm sal sê, stil, en is stil. Of 'n natuurverskynsel soos 'n see wat oopgaan, en dan loop hulle droogvoets deur, en so aan. En dit is baie keer die mense wat nie glo in die Bybel se grootste kos om daai goed uit af te maak as dis nie waar nie. Nou, hierdie verskynsel wat ons vandag oor praat, is ook een van die grootes, en dis die dag toe die son stil gestaan het. Die dag toe die son gestop het, in die middel van die dag, het die son gestop vir min of meer 23 ure, het die son op een plek bly staan. Die Bybel sê amper 'n dag. Nou daar is bewyse en allerlei navorsing wat jy kan gaan doen oor hoe lank min of meer, en dit was min of meer 23 uur, kom almal se kalkulasie op uit, wat die son stil gestaan het, fisies stil gestaan het. En daar's nog 'n geleentheid waar die son ook geskuif het, en dis in Hizkia se tyd, het God ook vir Hizkia die son spesifiek 10 grade terug laat skuif. So, daar's kere wat God eintlik so in sy almag vir ons getoon het, dat hy die mag het, bo die skepping, die mag het bo die heelal wat ons in leef, om vanuit die geestelike riem van die heelal, bo die skepping, die mag en die krag en die majesteit te hê, om vir hierdie skepping wat hy geskep het met sy hande, te kan sê, staan stil, of beweeg agteruit. Of dit wat ons sien as probleme, ons sien storms, ons sien golwe, ons raak bang op die see, en God sê, wow, stil, en dit gebeur. Die Israeliete vlug,
en julle kan gaan kyk na hierdie discovery wat nou so hele rukkie terug gemaak is, dat hulle die oorblyfsels gekry het in die golf van Aqaba van die army van Farao se van die chariots en die geraamtes van perde en mense wat geskatter is oor myle in die golf van Aqaba, het hulle dit gekry. En dit bewys net dat God in beheer is van sy skepping. En dit is vir my amazing dat God sy skepping so kan beheer. So, maar kom ek lees vir jou hierdie storie, want dalk ken jy nie die storie nie, maar daar's 'n aanloop tot hierdie storie, want that's how the fight started. So, om te kom dat die son stil staan, moet jy, as ou dit wil verstaan, moet jy die storie reverse en jy moet teruggaan na what made it happen, wat het dit laat gebeur. So, hy sê, maar toe die inwoners van Gibeon, die Gibeoniete, hoor wat Josua met Jericho en Ai gedoen het. So, ons moet teruggaan na Josua 9 toe, om mooi te verstaan wat in Josua 10 gebeur. Hy sê, het hulle ook met lus gehandel, en hulle het gegaan en hulle as boodskappers aangestel, en versluite sakke op hulle esels geneem, en versluite wynsakke, wat geskeur was en weer toegebind was. Hy sê, en ook versluite en gelapte skoene aan hulle voete, en versluite klere aan hulle lyf, en hulle brood van hulle padkos was droog en verkrummeld, sodat hulle dan na Josua gegaan in die laar van Gilgal, en aan hom en die manne van Israel gesê, ons kom van 'n ver land af, sluit dan nou 'n verbond met ons. Nou om net vir jou in die konteks te bring, onthou wat het God vir Israel gesê voor hulle in die beloofde land ingegaan het. Moenie 'n verbond maak met die Kanaaniete nie. So hierdie ouens het dit geweet. En hulle bewe, hulle is bang, want hulle het nou gehoor, Jericho, hulle het net om Jericho gemarch en geskree en boem, daar val die mure. En die volgende keer toe fight hulle teen Ai en toe het hulle Ai verwoes. En nou sê die ouens, die Gibeoniete is nou, hulle is nou bang. En hy sê, maar so sluit nou 'n verbond met ons, vers 6. Vers 7 sê, maar die manne van Israel het na die Jewite gesê, miskien woon julle onder ons. Eerste denke was reg. Hoe kan ons met julle verbond sluit? Toe sê hulle vir Josua, ons is die dienaars. Daarop het Josua hulle gevra, wie is julle en waar kom julle vandaan? En hulle sê vir hom, u dienaars kom van 'n baie ver land af, vanweë die naam van die Here u God, want ons het 'n gerug van hom gehoor en alles wat hy in Egipte gedoen het. En alles wat hy aan die 2 konings van die Amorite oorkant die Jordaan gedoen het, en aan Sihon, die koning van Hesbon, en Og, die koning van Basan, wat in Astadot was. Daarom het ons oudstes en al ons inwoners van ons land met ons gespreek en gesê, neem padkos met julle saam vir die reis en trek hulle tegemoet en sê vir hulle, ons is julle dienaars, sluit nou 'n verbond met ons. Ons brood hierdie brood, was warm, toe ons dit as padkos gepak het ons huise geneem het. Die dag toe ons uitgetrek het om na julle te gaan kyk. Maar nou het dit droog en verkrummeld geword. En die wynsakke hier wat ons as nuus volgemaak het, kyk maar, hulle is geskeur. En ons klere hier en ons skoene, hulle het versluit deur die lang reis. Toe neem die manne van hulle padkos, maar, en hier kom die kruks. Hy sê, maar die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie. So Israel het nie met God gepraat nie, hulle het net gekyk na die evidence voor hulle, die sogenaamde evidence voor hulle. En Josua het met hulle vrede gemaak en met hulle verbond gesluit en wat hy hulle sou laat lewe en die owerstes van die vergadering het dit met 'n eed beloof. Hy sê, maar aan die einde van die 3 dae, nadat die verbond met hulle gesluit was, hoor die volk dat hulle in nabyheid en tussen hulle woon. Wow. Okay. So, partykeer maak ons kompromie en ons sluit 'n verbond of mense bring in omstandighede vir jou evidence van hoe geloofwaardig is hulle en wat ook al en ons maak partykeer sê jou gut vir jou, moenie dit doen nie, né? Het jy dit al ervaar? Wie van julle wat al droog gemaak het dit al ervaar? Jou gut sê vir jou, don't do this. En dan volg jy nie daai eerste en jou gut is eintlik die Heilige Gees as kind van God wat met jou praat. En jy weet wat jy gaan besluit is verkeerd en dan neem jy die verkeerde besluit. En dan na 'n ruk, dan kom ek wil amper sê die genuine evidence na vore dat dit wat jy oorspronklik gedink het wat 'n fout sou wees, is toe 'n fout. En dan wil jy sing so share, if I can only turn back time, né? En
nou wil jy teruggaan, en ek dink, toe hulle het besef, dis te laat, die oomblik toe hulle agterkom, hierdie ouens bly nie net naby ons nie, hulle bly tussen ons. Hulle is hier in ons vicinity. So, en nou maak ons 'n fout, en nou moet ons hierdie fout regmaak, op 'n manier. En God gryp in op 'n wonderlike manier, om hierdie fout van Josua reg te maak. Onthou, hulle is 'n nuwe volk. Ek het nou in die week met ons omgegroep gepraat, juis oor soortgelyke situasie. Toe het ek vir hulle gesê, ons moet altyd onthou dat die meeste van hierdie mense wat nou in die beloofde land ingetrek het, is eintlik langs die pad gebore in die 40 jaar se swerftog. Dis nie die mense wat uit Egipte uitgetrek het nie. Hierdie mense het nie die Rooi See gesien split nie. Hierdie mense het nie ondervinding gehad van wat die ouer mense gehad het nie. Dis 'n nuwe geslag wat aan die einde van Deuteronomium geseën word om in die beloofde land te trek. So hierdie ouens is nie eens fighters nie. Hierdie ouens is nie eers, hulle is nie eens krygers nie. Hulle is nie eens soldate nie. Hulle was trekkers. En nou, ek meen, as jy in hierdie nuwe situasie maak hulle foute. En dis wanneer God ingryp. En dis waar hy ons afstuur vandag. So, wat ek wil hê wat jy moet net sien uit hierdie ding uit, behalwe vir as jou boekie by jou oop is, sien ek het daar moontlike toepassings. Met ander woorde, as jy gaan kyk na moontlike toepassings wat jy hieruit vir jouself kan trek, maar ek gaan nie oor een van hulle praat nie. Dis vir jou eie Bybelstudie. Ek sê net, ek wil net 'n link maak tussen dit en die boek. So, ek wil hê jy moet ook onthou, mense maak foute. Kan ek dit nog meer sê? Leiers maak foute. En ons moet dit onthou. Ons is mens. Die volgende ding wat ek moet onthou uit hierdie situasie uit, is dat vyande staan saam teen regte besluite. As jy by een of ander plek is, by jou werk of waar ook al, en jy wil uitstaan vir die Here, en jy wil vir die Here se saak iets beteken, gaan jy agterkom dat selfs mense wat nie van mekaar hou nie, gaan saam staan teen jou. Want die vyand werk in mense se harte, om hulle kry 'n gemeenskaplike vyand om aan te vat of aan te val. En dis kom die Christendom die onpopulairste geloof is in die wêreld. Dis al geloof wat aangeval word. Het jy al gehoor in 'n movie dat hulle sê, ag Boeddha? Ag Mohammed, wat nou? Nee, hulle doen nie, hulle val Jesus Christus aan. Hulle staan saam om Christus se wese af te breek. Hulle mense trek nie in twyfel dat Mohammed op 'n berg geklim het, die enigste ou, en daar gaan sit dit vir 'n paar dae en met 'n hele nuwe openbaring gekom het wat glad nie Bybels is nie, afgetrek het, die neergeskryf het, die Koran gemaak het. Niemand worry daaroor nie. En hy is die enigste ou. Maar hulle trek die Bybel in twyfel wat oor 'n tydperk van 1500 jaar deur oor die 40 skrywers geskryf is wat die Bybel mekaar nooit weerspreek nie, wat daar duisende kruisverwysings is en bevestigings is, nie net in teks nie, maar in argeologie, in geologie, in wetenskap, in wat ook al, wat 'n vakgebied, selfs buite Bybelse bronne bevestig die woord van God. Maar dit word aangeval. So ouens, ek wil hê jy moet dit weet en jy moet dit besef dat die vyand sal saam staan om die waarheid aan te val. Don't get discouraged. En dan die laaste ding wat jy saam met jou moet vat voor ek gaan begin met die preek. Jy het gedink ek preek al, né? Ja, okay. Is God sal jou help. God sal jou help. Ek wil hê jy moet gou-gou vir 'n oomblik. Sit gou-gou vir 'n oomblik. En dink gou, in watter situasie is jy nou, wat jy wil sê, if I can only turn back time. Wat is daar in jou lewe wat jou nou pla, wat jy voel, dis nou 'n krisis in my lewe. Vat dit, en dan sê jy vir jouself, hierdie krisis, God kan help. Nee, ek wil dit anders sê. God wil help. Kan ek dit nog anders sê? Hier kom geloof by. God gaan help. En as dit gebeur het, dan is dit God het gehelp. Nou moet ek vertel. Nou moet ek dit vasmaak. Nou moet ek dit deel.
Want dis die beste ding wat ek en jy as kind van die Here kan doen, is om dit wat God vir ons gedoen het, in my eie woorde, in my eie mond oor te dra vir ander mense. Want ek en jy is partykeer die enigste Bybel wat mense lees. So, kom ons praat oor That's How the Fight Started. Okay, so, julle het nou die agtergrond van Josua en wat gebeur het en die Gibeoniete en die hartseer gedeelte, maar hulle het die mond van die Here nie geraadpleeg nie. En julle, dis baie keer vir my die kruks van baie van ons probleme. Baie keer, ons wil hê dat die Here die son moet laat stil staan. Ons wil hê die Here moet tyd kan terugdraai. Ons wil hê die Here moet ingryp. Maar baie keer, ek sê nie altyd nie, moet nou nie kwaad raak vir my nie, raak vir my rustig. Okay. Maar baie keer is baie van ons probleme, baie van ons goed wat ons mee sit, is as gevolg van die feit dat ons nie seker gemaak het by God oor wat ek moet doen nie. En as ek kyk na hierdie hele situasie, Josua het hierdie hele situasie oor hulle self toegelaat. Okay, hulle het die mond van die Here nie geraadpleeg nie. #bedreig, beloof, berou. Okay, so dis hoe dit gevorder het in hulle lewe. Hulle was eers bedrieg, toe voel hulle bedreig, alles met B's. Toe beloof hulle, en toe het hulle berou. Dink gou aan jou situasie, of 'n situasie wat jy al in was. Dis baie keer kom die bedriegery van die Satan, die bedriegery van die vyand kom, en hy bedrieg ons soos vir Adam en Eva. Hy sê vir, as jy van hierdie boom eet, gaan jy soos God word. Halwe waarheid. Né? En so word ons baie keer bedrieg om 'n besluit te neem, en wanneer ons die besluit geneem het, dan maak ons baie keer, maak ons sekere beloftes of wat ook al, en dan voel ek ewe skielik, nou het ek fout gemaak, dan voel ek bedreig deur my eie omstandighede, en dan vra ons baie keer selfs die vraag, hoe kon God dit toegelaat het? Ja, ons is bad. Gewonder ons word die mens dom genoem nie. Né? So die gevaar is wanneer God buite gelaat word. That's how the fight starts. As ek God buite die equation los in my besluite, as ek God buite die equation los, as ek sekere goeders doen, ek sê nie jy doen dit elke dag nie, maar wanneer ek God buitekant die equation los, moet ek baie keer fight om daar uit te kom. Is dit nie so nie? Ek veroorsaak my eie fights. Dink gou net aan 'n paar voorbeelde. Abraham en Hagar. Was dit ooit God se wil dat Abraham by Hagar moes slaap en vir Ismael moes in die lewe bring? Ons het nou nog met Ismael se probleme. Nee, regtig julle kan maar gaan kyk. Daai nageslag van Ismael is tot vandag toe 'n probleem in die wêreld. Abraham, as ek jou kry. Nee, maar hoor wat ek sê. Maar weer eens, kyk gou wat het Abraham gemaak. Abraham en Sarah het 'n belofte van God dat hulle eie kind gaan hê. En wat doen ons? Ons kan nie wag vir God se tyd nie. Ons kan nie wag dat God die oplossing gee nie. Nou kom Sarah na Abraham toe sê, Abraham, ek is nou oud jong, ek is oor die muur. Ek is in menopause. Hierdie ding gaan nou nie meer lekker werk nie. So jy moet nou, ek weet nie, hier's Hagar. Vang vir Hagar. Né? En daar kom Ismael. That's how the fight started. Okay, toe Sarah nou agterkom wat sy gedoen het. Toe haat sy vir Hagar. Toe wil sy Hagar in die woestyn injaag. Maar wie se skuld was dit? Is dit God se skuld? That's how the fight started. Nog ene. Saul wag nie vir Samuel om te kom offer nie. Saul is die koning, en hy bly nie in sy lyne nie, hy bly nie in sy lyn nie, en toe hy nou hulle die volk moet offer, toe wag hy en hy wag vir Samuel, en Samuel is bietjie laat, en hy raak ongeduldig, en wat doen hy? That's how the fight started. Toe sê hy, wag, wow, Samuel, hy gaan nie kom nie, laat ek sommer offer. Daar gaan Saul, en daai was die rede dat God sy hand van Saul af onttrek het. Ouens, dis goed wat ons mee te doen het. En al hierdie goeders bou op, presies wat Josua gedoen het, so het Saul gedoen, so het Abraham gedoen, so het Petrus in 'n mate gedoen met Malchus se oor, toe hy daar staan, hulle neem vir Jesus in 'n egtenis, plaas dit hy net, ek kan assosieer met hom, ek is ook soos hy, impulsief, en
praat voor ek dink en doen voor ek dink baie keer. So bear with me en wees maar lief vir my soos ek is. Maar toe pluk hy sy swaard uit en zoep. Toe sê hy van Malgus, jy het mos nie ore nie. Okay, sorry. Hier is jou oor. Sorry Malgus. Vat jou oor terug. Hier is jou ore. Maar in elk geval, maar weer eens, optree sonder om met God te praat, sonder om Jesus te trust in daai omstandigheid, maak ons baie keer dom en stupid besluite. Okay, so, watter besluit spook by jou wat jy al geneem het? Dis tog waarmee ons moet uitkom. Kom ons vergeet nou al die ander mense se foute, kom ons trek hom gou deur na ons toe. So in 2026, op die 15de Februarie sit jy hier so in hierdie diens en is God se wil dat jy hier moet wees en jy moet vir jouself vra, wat se besluit wat ek al in die verlede geneem het, spook by my? Dis obviously die vraag wat ons moet vra. Jy sien, maar dis die probleem. Kan ek julle vertel van my vrou se foute? Sy doen dit met my, as jy die afkondigings was, jy weet. Nee? Maar dis nie die fokus, ekskuus, ek haal nou nie uit nie, maar dis nie die fokus nie. Die fokus moenie wees dat ek en jy nou moet rondkyk en sê, weet jy, as Piet hier was, hierdie preek is nou vir hom. Nee, hierdie preek is vir jou. So, watter besluit wat jy al in jou geneem het, in jou verlede, spook vandag by jou. Dat jy weet dat dit verkeerde besluit was. Jy sien, Josua het die luxury gehad, dat God die heelal gestop het, om die volk se fout vir hulle reg te maak. Ons het nie daai luxury nie. Maar, ons het vergifnis. Ons het 'n weg wat gebaan is deur die kruis van Christus Jesus. Ons het 'n Christus wat gesê het, dit is volbring. Ek het betaal. Hy het dit gesê. Hy het dit gedoen. En ek en jy kan nou teruggaan en ons kan sê, is dit die einde? Is dit, wanneer ek 'n fout, en dis die ander ding, né? Ons gaan nou daarby kom, maar die vyand wat ons nou van gepraat het, span nou saam, en hy sal jou bly aanval en jou bly herinner aan jou verlede. Hy sal jou bly herinner aan daai fout. Hy sal jou bly pik op jou oor daai fout wat jy gemaak het. Maar jy kan in die naam van Jesus vir die vyand sê, gaan weg van my af. Jakobus 4:7 sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Met ander woorde, jy kan sê, daai fout, yes, ek erken hom, ek het hom gemaak, ek aanvaar verantwoordelikheid, maar ek bely dit voor die Here. En dan is daai spook, wil ek amper sê in aanhalingstekens, is nie die einde van jou wêreld, van die wêreld nie. Daar is, Jesus wil, kan en sal ingryp, en hy wil, kan en sal dit vir jou omdraai, en hy sal jou help, luister baie mooi, hy sal jou help in die geveg. So as jy vra, wat spook by jou? Waarheen gaan jy in jou gedagte? Maak nie saak wat nie, Jesus sal my help in die geveg. So, nou span daar 5 konings saam. Die Gibeoniete was 'n groot stad gewees, en wat gebeur het met hierdie 5 konings is, daar was 'n klomp konings gewees toe besluit, maar kom ons val nou die Gibeoniete aan, en ons verdelg hulle, want hulle het nou 'n ooreenkoms gemaak met Israel, en hierdie 5 konings wat eintlik vyande van mekaar was, so by the way, wat eintlik onder mekaar beklei het, net om my punt verder te dryf, hulle het mekaar glad nie gelike nie, ons gaan nou dit lees, daai 5 konings kom nou saam teen Gibeon, en Gibeon sê, maar ek het 'n nuwe maatjie, my nuwe maatjie se naam is Israel, hulle het 'n verbond met ons gesluit, hulle gaan ons uit die nonsens uit kom help. En dis hoe die fight begin het, waarvan ons lees, toe die son moes stil staan, om die fout reg te maak. So, die vraag is, wie is jou 5 konings? Wie is dit en wat is dit, wat teen jou verenig, om jou te probeer elimineer? En dis 'n legit vraag wat ek en jy moet vra. Op watter areas in my lewe kry ek probleme? Kry ek die wind van voor? Kry ek allerhande nonsens? Ek glo nie is een van ons wat hier so sit wat sonder probleme sit nie. Ek het nou van Marinda gesê, toe sy vrou gaan het, toe sê ek van Marinda, klaar jy maar eerste. Nee, dit was 'n joke geweest, maar dit is so. In 2026 kan jou konings kan wees iets soos vrees, skuld, ongehoorsaamheid, bitterheid, self-doubt. Dis vyande, ouens, dis konings wat teen jou opstaan, dis konings wat jou probeer oorheers, dis konings van die wêreld, en dis wat jy moet raak sien. Hierdie is nie konings van God nie. Hierdie is konings van die goddelose.
konings van die afgodienaars, konings wat gedink het dat as hulle saam staan, kan hulle God oorwin. En dit is belangrik dat ons hierdie goeders vir mekaar sê. So jy kan in Josua 10 vers 1 tot 5 kan jy gaan lees, dat hierdie konings het by mekaar gekom, en hulle noem hulle gee 'n lys van hulle, en hulle het bevrees geword, vers 2, nadat Gibeon, wat 'n groot stad was, soos een van die koningsstede, en omdat hy groter as Ai en al die helde was, en toe kom hierdie ouens by mekaar, al die konings wat daar genoem word, hy sê, toe sê in vers 4, dan sê Gibeon, wat nou die nuwe maatjie van Israel is, as gevolg van die fout, hulle sê nou vir Israel, okay, nou is ons in die nonsens, nou moet jy kom help. En nou kom Israel, en God sê, okay, maar I'm gonna change this thing around, en hier kom die goeie nuus. 5 fights word 1 fight. Nee, 6 fights word 1 fight. Want onthou, hulle sal al die 5 konings moes inneem, en hulle sal Gibeon op 'n stadium moes ingeneem het. En die Here sê, okay, ag julle bless uit julle fout uit, want hulle het hulle fout agtergekom, dit na die Here toe geneem, en hier's iets wat ek en jy moet kop, is toe hulle fout na die Here toe vat, en hulle gaan bely dit voor die Here, en hulle gaan gee dit vir God, toe sê God, okay, I've got this. So, behalwe nou, laat ek julle gaan help in die fight teen die ander 5 konings, gaan ek nog hierdie ouens vir julle gee as wapendraers, as houtkappers, as slawe, en wat ook al. So die Gibeoniete het uiteindelik toe nou Israel se slawe geword, jy kan dit ook lees, en so aan. So God bless hulle met werkers, wat vir hulle kom werk, wat vir hulle al die hande arbeid doen, tang twister, harde hande arbeid doen, en hy gee ook vir hulle al 6 volke one shot om te oorwin. Maar daarvoor moet die son stil staan, want dit is 'n groot fight. So wanneer ek my fight vir die Here gee, hoor hierdie belofte. Toe God uiteindelik weer met Josua praat, toe sê hy vir hom in Josua 10 vers 8, en die Here het vir Josua gesê, wees nie bevrees nie, want ek gee hulle in jou hand. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees om jou fout na my toe te bring nie. Ek wil jou help. Moenie bang wees vir jou 5 konings nie. Moenie bang wees, dit klink nou soos 'n teenstelling, maar moenie bang wees vir vrees nie. Moenie bang wees vir skuld nie. Moenie bang wees vir alle ander dinge wat ons nou opgenoem het nie, vir ongehoorsaamheid, vir bitterheid, vir self. Ag, en 'n mens kan uitbrei. Jou 5 konings kan wees siekte, dit kan wees finansies, dit kan wees 'n geestelike louheid, dit kan wees kompromie, dit kan wees 'n gesinskrisis waarmee jy sit. Verstaan, jy moet self jou 5 konings bepaal, maar die groot ding is, vat jou 5 konings vir die Here. Dis die punt wat ek wil maak. En gaan gee daai 5 konings, want die Here sal, hoe groter, ek wil amper sê die fight, hoe meer uitkoms gaan daar wees, maar dit het van Josua 2 goed gekos, en jy moet daarna oplet, dit kos Josua iets, dit kos Josua gehoorsaamheid, dis baie belangrik, dit kos Josua om sy fout te erken, nommer 1, gehoorsaamheid, nommer 2, dit kos hom moeite, hulle moes daarin aan klaarmaak, sy armee bymekaar kry, en hy moes reg deur die nag trek. Nou imagine nou trek jy van Gilgal af, reg deur die nag met jou manskappe, hulle is moeg. Nou kom jy op 'n punt, dis die opoffering om te maak, hulle is moeg geloop al, hulle kom moeg by die fight aan, en dan sê die Here, okay, nou gaan ons fight vir 23 ure, maar moenie worry nie, ek sal die son laat stil staan, moenie bang wees nie. So, miskien sit jy vanoggend hier so en jy is moeg of beklei. Jy kom moeg by die fight aan. Jy voel jy sal soveel keer in jou lewe oorwin. Jy voel dalk jy sal soveel keer het jy aan die verkeerde kant van die uitslag gekom. Weet jy wat? God is met jou. Moenie bang wees nie. Vat jou 5 konings aan. Die Here sal die res doen. As hy moet, sal hy die son laat stil staan, hy sal die wind gaan laat lê, hy sal die krisis vir jou sorg. Onthou, toe Josua gebid het hy nie gebid, hy het nie uitgegaan uit die geveg uit en gaan bid op 'n berg, of wat ook al soos sy voorganger Moses nie, hy het binne in die geveg, terwyl hy geveg het hy tot God geroep, en hy het binne in die geveg, het God hom die antwoord gegee, okay Josua, ek gaan die son laat stil staan, vir jou fout, wat jy gemaak het, sal ek, as God, bo die skepping, die son laat stil staan. Wow. Julle, aanbid ons nie 'n wonderlike God nie. Aanbid ons nie almagtige God nie.
En so kan ons nog voorbeelde gaan kyk. Kyk na Dawid en Goliat. Dis bo die natuur 'n ingryping. Daai geveg tussen Dawid en Goliat. Dit is, as God daar is, en jy gee jou konings vir hom, jy gee jou reus vir hom, jy gee dit wat jou overwhelm vir hom, dan die Here draai dit om. Dink aan Nehemia 4, toe hulle die mure van Jerusalem opgebou het, Sanballat en Tobia, en daai ouens het so teen hom beklei, en was so teen hom, en allerlei valse gerugte oor hom versprei, en allerlei negatiewe goeters, maar binne in daai bou, binne in daai geveg, binne in daai opbou van die mure van Jerusalem, verskoon my, mure van Jericho, mure van Jerusalem, het God vir Nehemia deurgedra in sy geveg. Vir Dawid in sy geveg. Vir Paulus toe hy in die tronk was, in Handelinge 16, in sy omstandighede. En so kan 'n mens aangaan en so aan. So ek wil vir jou 2 beloftes gee, wat jy saam met jou moet vat. As jy wil, kan jy gou neerskryf, of kan afneem met jou slimfoon, as jy wil, maar vat hierdie 2 beloftes saam met jou. As jy jou 5 konings vir die Here gee, dan sê die Vader vir ons, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle bekeerde weë, hoor gou hierso, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sondes vergewe, en hulle land genees. Nog 'n ene, kan ek vir jou nog enetjie gee? Jakobus 4 vers 7, baie belangrike ene. Onderwerp julle aan God. Hier is 'n voorwaarde. Onderwerp jou aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal wegvlug. Ons wil graag die mag hê van hy sal wegvlug, né? Ons wil net hy moet wegvlug. Maar daai eerste gedeelte is so belangrik. Ek moet my eers onderwerp aan God se wil, soos wat Josua moes gedoen het. Die son sou nie stil gestaan het as Josua nie om verskoning gevra het nie. As Josua nie weer in die senterwil van die Here in beweeg het nie. Dis baie belangrik dat ons hierdie goeders vir mekaar sê. Ek sluit af. It's a force of nature. Dis wanneer God ingryp, is dit 'n force of nature. Die Here gebruik die natuur om groot verskille te maak. Die eerste ding wat God gedoen het met hierdie force of nature gewees, God bring verwarring. Gaan lees dit. Dat die Here kom en hy bring verwarring. Josua 10 vers 10 sê vir ons, en het die Here hulle in verwarring gebring voor Israel, en hy het 'n groot slag onder hulle geslaan. So wanneer die Here ingryp in my lewe in, en ek gee hierdie fout wat ek gemaak het vir hom, dan sê hy sal my vyande verwar. So jy kan dit bid. Dis 'n gebed wat jy kan bid. Here, bring my vyande in verwarring. Want dis is 'n force of nature wat God hier gebruik het. Nie net die son wat stil gestaan het nie. God gebruik 3 verskillende goeters om Israel te help. Nommer 1 was, hy bring verwarring. In die naam van die Here, bid verwarring van jou vyand op hulle. Onthou, Satan is 'n geskepte wese. Die demone is geskepte wesens. Jou vyande, mense wat teen jou draai, mense wat jou naam beswadder, mense wat ook al aan jou doen, hulle is geskepte wesens. Hulle is onder die mag van God. God kan verwarring bring. Ag, ons lees daarvan ook baie keer in die Bybel. In Rigter 7 lees ons dat dit met die Midianiete gebeur het. Ons lees in 2 Konings 7 van die Arameërs, wat leers gehoor het wat daar nie is nie. En allerlei dinge. En hier kom God, en God bring weer 'n verwarring as 'n force of nature. Die volgende ding wat die Here bring, as hy gee haal. Hy slat vir hulle vol blou kolle met die haal. Hoor gou wat sê die Bybel. Die Bybel sê in Josua 10 vers 11, hy sê, en toe hulle voor Israel uitvlug, terwyl hulle op die afdraan van Bet-Horon was, het die Here groot haalstene uit die hemel op hulle gewerp, tot by Aseka, sodat hulle gesterf het. Daar het meer gesterf deur die haalstene, as wat die kinders van Israel met hulle swaard doodgeslaan het. So wanneer God ingryp, vat hierdie vir jou, wanneer God ingryp, is God se ingryping 100 keer, 1000 keer meer magtig as jou swaard. Vat hom.
behalwe dat God verwarring kan bring onder my vyande, sy force of nature is, hy kan ingryp en hy kan meer skade aan my vyande doen, as wat ek ooit kan, in my eie wese. En dan die laaste enetjie, net voordat ek net gou vir hierdie Psalm gee, ekskuus, hierdie Psalm moet ek gou vir julle gee. Hoor gou hierso, hoe verwys Dawid basies na dieselfde, ek sal sê, dit is amper asof hy Josua se verhaal hierso weer aanhaal, maar in sy eie lewe. Ek wil net vir jou wys die kontinuïteit van hoe God help, in Dawid, Dawid skryf nou uit sy eie oogpunt uit, na Saul hom vervolg het en Absalom teen hom gedraai het en allerlei dinge met Dawid gebeur het. Hy sê, en die Here het die hemel laat dreun, die Allerhoogste het sy stem laat hoor in die haal en in die weerligstrale, hy het die pyle afgeskiet en die vyand uitmekaar gejaag, hulle het in menigte weerligstrale op loop gejaag, die seebodem het sigbaar geword, die fondamente van die aarde is blootgelê, deurdat U, Here, op hulle gebulder het met 'n orkaan van U toren. Wow. Dis wanneer God ingryp. Die laaste ene, en dis eintlik die hoogtepunt, dit is waaroor ons eintlik praat, maar jy moet die agtergrond hê om te verstaan hoekom God die son laat stilstaan, dit is hierdie absolute ingryping van die Here af, om dan uiteindelik die son te laat stilstaan. Nou in jou mind kan jy wetenskaplik dink, maar hy moes nie die son laat stilstaan het, hy moes die aarde laat stilstaan het. Maar die crux daarvan is, die planete, die heelal, het gepos, toe God ingryp. Wow. En dis net amazing. So jy kan daarvan lees in Josua 10 vers 12 tot 14, hoe God hierdie vir amper 'n hele dag, vir 23 uur min of meer, die son laat stilstaan het. Want Josua het gebid binne in die geveg. Son moet stilstaan. So wat is jou omstandighede? Wie is jou konings? Hoe die fight begin? Miskien moet ons teruggaan en gaan dink, waar het ek afgedraai? Waar het ek 'n fout gemaak? Wie is die konings wat my nou aanval? En ek kan die Here vertrou om daai verwarring en haalstene en wat ook al te bring in my vyand, maar ek moet ook gehoorsaam wees, ek moet opoffer, ek moet op daai punt kom wat ek hierdie ding verder vat en nader aan die Here beweeg, en dan kan ek binne in my storm bid, Here, dat in die geveg, vra ons die Here, Here, help my in hierdie geveg. Ek vra nie om te ontsnap, ek vra dat U ingryp. Ek vra nie dat U wat ook al doen, Here, ek vra dat U in U tyd in my gemors sal kom help. Ek vra tyd om te oorwin. Dis wat Josua gevra het. Here, gee my tyd om te oorwin. Sê die Here, kom ons pos gou die son. Gaan vir jou 23 uur dag gee. Go for it. Binne in die geveg kan ek hierdie goeders bid. En ek kan die Here vra om my te help. Son het stilgestaan vir Josua se fout. Miskien kan jy vir die Here sê, Here, in my geval, genees my. Herstel my. Gryp in my omstandighede. Gee vir my U wysheid vir 'n oplossing vir waarmee ek besig is. Draai my denke in U rigting dat ek 'n oplossing kry. En ek dink as ek 3 goed kan wegvat uit hierdie hele verhaal uit van die son wat stil staan en die rede hoekom die son stil gestaan het, is dit ons moet leer om te bid voor omstandighede. Want dit was Josua se grootste probleem. Ons moet dalk die Here vra, Here, wanneer iets oor my pad kom, identifiseer vir my die 5 konings van hierdie situasie, of die 3 konings, of die konings van hierdie situasie. En laastens, bid groot dinge, want God wil groot dinge vir jou doen. Kan jy dit saam met jou vat hierdie week? Ek dink jy kan dit saam met jou vat. Ek dink jy kan, hierdie week gaan jy sommer hierdie week pak slaag gee, né? Môre is die blou maandag nie, môre is Good Monday, so, vat hom vas, en onthou, jy is in beheer van jou, dit wat jy sê, dit wat jy ervaar. Die krag van dit wat ons sê is so belangrik.
Dit is wat God gebruik het om die hele skepping in existence te praat. Laat dit wees. Praat dit. Sê dit in geloof. Leef dit. Doen dit. Wil jy met gou so sit? En jy moet gou daai omstandigheid wat jy nou al aan gedink het vandag, vat gou 'n oomblik en gee dit vir die Here. Op jou eie. Gaan jou 'n minuut of wat gee. Sit net so. Vader, ek wil vandag vir elke persoon in hierdie gehoor kom bid. En ons extended families. Ons almal verteenwoordig 'n familie hierso, of ons verteenwoordig 'n groter groep mense. En ek weet nie waarmee sit elkeen van ons nie. Ek weet nie wat pla nie. Maar ek weet dis mense by ons gemeente wat gaan deur krisisse in hulle gesondheid. Ek weet dis mense wat deur krisisse gaan finansiëel. Ek weet, Vader, is mense wat deur krisisse gaan emosioneel. Ek weet is mense wat deur krisisse gaan by werk. Waar omstandighede net nie lekker is nie. Of is mense wat ek weet, Here, wat sonder werk sit, wat smag om 'n werkie te hê. En ek weet nie of dit 'n familiekrisis en of dit 'n gesinskrisis of 'n verhoudingskrisis of 'n geestelike krisis of 'n emosionele krisis. Is dit nou liggaam, siel of gees waarmee elke persoon nou sit nie. En ek wil oor hierdie mensies U kom uitspreek. Nie in my autoriteit nie. Ek het nie autoriteit nie, maar in die naam van Jesus. In die naam bo alle name wil ek kom bid. Dat U ons bewus sal maak van U self. Dat U ons bewus sal maak van ons krisis. Dat U ons bewus sal maak van die oplossing. Dat U die vyand sal openbaar aan ons, die vyand se planne, die vyand se bedrieging en se bedreiging en sy valsheid sal openbaar. Dat ons die konings kan identifiseer. En dat ons dan sal gaan en hierdie krisis vir U bring, in U hande los, en U sal die tyd laat stilstaan, deur vir ons genoegsame tyd te gee, om deur hierdie krisis te werk. En dat ons nie haastig sal wees nie, maar dat ons dit U sal vertrou, want net U weet wanneer, en wat, en hoeveel. Ek bid nou dat U vir hulle sal seën, en hulle sal bless. Ontvang die seën van die Here. Gaan in sy vrede, en gaan oorwin in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en die inwoning van die Heilige Gees, met elkeen van julle. Amen.